Goeiedag graad 12 leerders en welkom by vandag se lewenswetenskappe les. My naam is Lizanne Toy en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bekama Navorsing en Ontwikkeling. In vandag se les gaan ons kyk na voortplantingsstrategieë in diere, sowel as planthormone. Beide hierdie hoofstukke kom in vraestel 1 voor en tel die minste hoeveelheid punte. Daarom moet jy gaan oplet na die werk wat jy hiervoor moet leer. So in vraestel 1 tel voortplanting by vertebrate 8 punte en die reaksie op die omgewing met planthormone is 13 punte. Onthou asseblief dat hierdie multikeuse terme, kolomme, afdeling A vrae is. En by planthormone kan jy definitief verwag dat eksperimente vrae gewees, wat dan in afdeling B sal voorkom. Jou vraestel uitleg is dan as volg. Jou vraestel bestaan uit afdeling A. Hierdie is jou kortvrae, definisies, kolom A en B en een woord antwoorde. Afdeling A tel dan 50 punte. Afdeling B bestaan uit vraag 2 en 3 en dis jou meer in diepte analise interpretasie vrae. Hierdie afdeling tel saam 100 punte en dit gee dan vir jou totaal van 150 punte wat jy 'n uur 2,5 uur voor kan skryf. Kom ons kyk na die hulpbronne wat jy kan gebruik. Onthou asseblief dat jy Mind the Gap en SIPS-materiaal sowel as jou TVE studiegidse byderhand hou wanneer jy voorberei. Dan ook die uitsendingslesse soos hierdie en weblesse tot jou beskikking. Ou vraestelle, die NSS rekord sowel as eindvraestelle en onthou asseblief altyd om jou nasienriglyne byderhand hou. Dan ook jou eksamenriglyne, baie belangrik. Jou eksamenriglyn sit presies uiteen wat by elke hoofstuk met jou behandel is, behandel was. So jy kan dit gebruik as 'n afdeklysie wanneer jy studeer om seker te maak dat jy alles gedek het. En heel laaste kan jy gaan na education.gov.za as jy nog enige hulp nodig het. Hier volg 'n paar eksamenwenke. Onthou dat hierdie twee onderwerpe soos ek genoem het, min punte tel in vergelyking met die res, vraestel 1. In hierdie les gaan ons nog gaan kyk na, jy wat moet kyk na eksamenvrae oor reproduksie in diere en dan eksamenvrae oor planthormone. Let asseblief dan op na die volgende wanneer jy die vraestel beantwoord. Reproduksie in diere moet jy alle terme weer. Al die terme is belangrik en word daar sien. Hierdie hoofstuk bestaan omtrent net uit terme uit. Tweedens moet jy die amniotiese eier kan teken en benoem. Jy kan ook dele moet identifiseer in vraestelle. En derdens moet jy kan vergelykings tref tussen inwendige en uitwendige bevrugting, sowel as die verskeie voortplantingsstrategieë. En 4 moet jy diagramme gebaseer op altriciële en prekosiale ontwikkeling kan identifiseer en benoem. Maak seker dat jy onderskei tussen inwendige en uitwendige bevrugting, oviparie, viviparie, sowel as ovoviviparie. Maak seker jy ken die verskil tussen die amnion, die chorion en die allantois en jy kan hierdie dele identifiseer op skets. Weet ook wat is die verskil tussen altriciële en prekosiale ontwikkeling. Hierdie is definitief jou afdeling A tipe vraag. Wanneer dit by planthormone kom, moet jy kyk na die volgende. Onthou, jy moet die 3 planthormone en hulle funksie kan beskryf. Dan auxine is die een wat die meeste geëxamineer word, die meeste vrae oor gevra word. So maak seker jy ken detail oor hoe dit funksioneer en dat jy die funksionering daarvan kan beskryf, soos in die prenttrek. Jy gaan ook met groeipatrone kan identifiseer in stingels sowel as in wortels. En laastens, eksperimente is die gunsteling in hierdie hoofstuk. So hulle vra eksperimente oor hoe die verskillende planthormone die groei van plante beïnvloed. Maak seker dan vir planthormone dat jy onderskei tussen fototropisme en geotropisme. Ken die funksies van auxine, gibberelline en abscinsuur. Onthou, die beste manier om hierdie hoofstuk onder die knie te kry is om ou vraestelle vrae te gaan deurwerk, veral die eksperimenttipe vrae. Hierdie hoofstuk kom dan voor in afdeling A sowel as afdeling B. Dit bring ons aan die einde van die eksamenwenke. Ons gaan voor met vandag les.
Ons gaan nou eers na 'n paar vrae gaan kyk, afdeling A vragies wat jy kan verwag in voortplanting en diere. So vir nommer 1, by altriciële ontwikkeling in jong kleintjies, A, in staat om hulle self te voed kort nadat hulle uitgebroei het, B, nie in staat om vrylik rond te beweeg kort nadat hulle uitgebroei het nie, C, ten volle onafhanklik van hulle ouers nadat hulle uitgebroei het, en D, goed ontwikkel wanneer hulle uitgebroei het. Die trick hierso is om te kyk na die woord. Altricieel is soos mense. Ons kan definitief nie enigiets selfstandig doen wanneer ons gebore word. Dit is 'n maklike manier om ander antwoorde uit te skakel. In hierdie geval sal die antwoord dan beslis wees B. Hulle is nie in staat om vrylik rond te beweeg kort nadat hulle uitgebroei het. Goed. By vraag 1.1.2, watter een van die volgende is 'n voortplantingsstrategie waar die kleintjies uit eiers ontwikkel en die wyfies voortplantingsstelsel. So dan ontwikkel hulle uit eiers uit, maar binne in die wyfie voortplantingsstelsel. As jy gesê ovoviviparie, 100%. Dan ons laaste ene 1.1.3, watter kombinasie van voortplantingsstrategieë kom voor by voëls? Is dit uitwendige bevrugting en viviparie? Is dit B, uitwendige bevrugting en oviparie? C, inwendige bevrugting en oviparie? Of D, inwendige bevrugting en ovoviviparie? Dit is beslis C. Voëls ondergaan inwendige bevrugting, maar lê dan eiers waarin hulle kykens uitbroei. Afdeling B vrae in reproduksie en diere is gewoonlik die korter tipe vraag 2 vrae. Kom ons kyk na die volgende. Vraag 2.1 sê die diagram hieronder stel organismes met verskillende voortplantingsstrategieë voor. Hier kan jy sien in diagram 1 het jy 'n manlike en 'n vroulike vis. En jy kan waarneem op die diagramme dat gamete in die water vrygestel word. In diagram 2 het jy 'n duif en 'n nes waarin eiers is. Soos ons hier kan sien. En ons weet wat daai amniotiese eiers is. Diagram 3 wys vir ons 'n vaginale geboorte. En ons sien dat daai koe is wat lewend geboorte gee aan 'n kind. Maak soveel as moontlik observasie of uitkenning in die sketse voordat jy in die vraag gaan. Nou kom ons gaan kyk na die vraag. Vraag 2.1.1 vra watter diagramme 1, 2 of 3 stel organismes voor wat A waar uitwendige bevrugting plaasvind. Nou dis maklik genoeg, ons het dit reeds geïdentifiseer. Die vroulike vis stel gamete in die water vry, sowel as die manlike vis. So jou antwoord daarop is dan diagram 1. By B waar ekstra embrioniese membrane ontwikkel om met die beskerming en die voeding van die embrio te help. Onthou asseblief dat selfs met 'n viviparie ontwikkel daar ekstra amniotiese membrane. So in hierdie geval gaan definitief diagram 2 wees, maar ook diagram 3. Jou antwoord hier, diagram 2 en diagram 3. En dan laaste een, wat is die nommer van die diagramme wys vir ons oviparie? Dit sal definitief wees diagram 2 en dan ook diagram 1, omdat die vis hulle gamete in die water vrygestel. Vraag 2.2, kom ons kyk na die uittreksel. Die uittreksel sê dat ansjovis is 'n soort vis wat in die Stille Oseaan aangetref word. Gedurende die broeiseisoen kom die bytjies en mannetjies in groot groepe bymekaar en stel ovums en semen in die water vry. Na bevrugting dryf die eiers in die water en embrioniese ontwikkeling vind plaas totdat hulle uitbroei. Die Europese snoekvis word hoofsaaklik in riviere aangetref. Gedurende die broeiseisoen stel die wyfie duisende ovums vry en die mannetjie stel semen reg rondom die byt vry. Die bevrugte eiers mag pas aan die plante groei naby die rivierbedding.
waar embrioniese ontwikkeling plaasvind totdat hulle uitbreek. So hier is beide visse, maar hulle voortplantingsstrategieë is verskillend. Hierdie grafiek wys vir ons hulle oorlewingstempo van beide die spesies. Jy kan sien dat grafiek Y en grafiek X begin met dieselfde hoeveelheid embrio's, maar dat grafiek Y se oorlewingstempo baie laer is as grafiek X. Hier moet jy vir jou die deeltjies in die leesstuk gaan highlight en onderstreep, sodat jy kan sien watter strategieë gaan lei na hoër oorlewingsgetalle. Goed. Hier het ek vir jou uittreksels ingesit vanaf die leesstuk. Stel ovums en semen in die water vry, die rivierbedding waar embrioniese ontwikkeling plaasvind totdat hulle uitbroei, bevrugte eiers hak vas plante groei en die wyfie stel duisende ovums vry. Kom ons kyk na die vraag. Noem die tipe bevrugting wat by beide hierdie visspesies plaasvind. Nou, omdat hulle albei hulle gamete in water vrystel, is dit beslis uitwendige bevrugting. 2.2 vraag, verduidelik waarom beide visspesies ovipaar. Die ontwikkeling van die embrio's van beide visse vind buite die wyfie se liggaam in die water plaas. Hierdie inligting is ook vir ons gegee in die leesstuk. Vraag 2.3 vraag, beskryf 2 maniere waarop die kans op bevrugting van die Europese snoekvis verhoog word. Dit was die tweede visvraag van ons leesstuk. En dit is waar die uittreksel aan die regterkant na vore kom. Die wyfie stel duisende ovums op 'n slag vry wat ontmoeting met 'n spermsel verhoog. Onthou, hoe meer beskikbare eierselle daar is, hoe meer spermselle het 'n kans om van hulle te kan bevrug. Ook die bevrugte eiers hak vas aan plante groei, wat beskerming bied teen predatore. Nou sê hulle by 2.2.4, watter grafiek X of Y verteenwoordig die oorlewingstempo van die Europese snoekvis, ons tweede visspesie. Nou, ons het nou reeds in ons vorige vraag gesien dat hulle embrioniese ontwikkeling beter beskermd is as ons ansjovisse. So hier sou ek beslis sê dat het grafiek X is. Hulle het 'n hoër oorlewingstempo. Nou vra hulle vir ons wat sê die hoekom is hierdie aan? Nou kan ons weer doen, hulle stel 'n groot aantal embrio's vry, wat oorleef, omdat hulle bevrugte eiers aan die plante groei vasheg. Dit word so half weggesteek vir predatore. Daar kan jy die grafiek X waarneem. Dis definitief die hoër oorlewingstempo. Dan vraag 2.3. Hier is ons nou by die wyfie skuimnesboompadda. Die wyfie skuimnesboompadda stel 'n bondel eiers vry, wat dan bevrug word deur sperms van haar paringsmaat sowel as ander nabygeleë mannetjies. Hier moet jy al klaar sien dat sy nie net een maat het nie, maar 'n hele paar maatjies wat haar eiers kom bevrug. Terwyl die eiers gelê word, word die mannetjies met skuim bedek. Elke mannetjie bedek eiers met skuim. Daai skuim wat die mannetjies vrystel, word gevind in waterpoele, boomtakke of ondergronds begrawe. Die neste voorkom dehydrasie, predasie en infeksies deur bakterieë en fungus, om ander woorde dit beskerm hierdie ontwikkelende embrio's. Dit bied ook 'n gesonde omgewing vir die ontwikkelende embrio's. Sonlig sal die nes se buitenste oppervlak verhard. Daar is nog 'n laagje beskerming. Na 'n paar dae breek die ontwikkelende parasiet uit en val in die water waar hulle verder sal ontwikkel.
Hier het ek net die belangrike inligting vir jou gehaal. Stel 'n bondel eiers vry, wat vrug word deur sperms van haar paringsmaat sowel as ander. Die skuimneste word gevind in waterpoele, boomtakke of ondergrondse grawe. Hierdie neste voorkom dehydrasie, predasie, infeksies deur bakterieë en fungi. En nou gaan ons na die vraag kyk. Ek het weer vir jou uittreksel aan die regterkant geplaas. Eerstens, terwyl die eiers gelê word, word deur die mannetjies met skuim bedek. Dan die neste voorkom dehydrasie, predasie en infeksie en dit bied 'n gesonde omgewing vir ontwikkeling. Dan 'n bondel eiers word vrygestel. Die 2.3.1 noem die tipe bevrugting by die skuimnesboompad. Omdat die mannetjie en die wyfie gamete buite vrystel, is dit uitwendige bevrugting. By 2.3.2 vrae noem 2 maniere waarop die kanse van bevrugting verhoog word in hierdie pad. Nou het ons reeds genoem dat sy stel 'n bondel eiers vry. En dat daar meer as een mannetjie is wat die eiers bevrug. Die eiers word dan ook met skuim bedek wat as beskerming dien. Vraag 2.3.3 gee 2 funksies van hierdie skuimneste. Nou weet ons dat dit voorkom dehydrasie, dit help teen predasie en dit keer infeksie. Dit bied ook 'n gesonde omgewing vir embrio's om te ontwikkel. Ek hoop dat jy die patroon begin sien oor hoe hierdie tipe vrae nie sonder gevra word. Dan gaan ons bietjie aan en eers kyk na afdeling B se planthormoonvrae. Hierdie vrae is definitief bietjie meer ingewikkeld omdat hiervan eksperimente gebruik maak. By 2.1 sê dit fototropisme is in jong stingels ondersoek. 'n Groep stingelpunte is blootgestel aan 'n eensydige lig. Met ander woorde, as ons vir 'n prentjie kyk, kan ons aanneem dat die lig van hier af afkomstig is. Die stingelpunte is dan verskillend behandel. Vir stingel A het hulle hom gelos net soos wat hy een verander. Stingelpunt B se punt is verwyder, afgesny, en stingelpunt C se punt is bedek met 'n swart doppie wat nie deurskyn nie. In diagram D is die stingelpunt verwyder en in agar geplaas. En later is hy weer teruggeplaas op die oorspronklike stingel B. Wat gebeur met die agar is dat die auksine definieer in die agarstof in en wanneer dit dan teruggeplaas word op die stingel, reageer dit soos wat dit natuurlik sê. Onthou om altyd die belangrike dele in 'n eksperiment vir jouself te highlight of te onderstreep. In hierdie geval definitief die eensydige lig. Ons leer na vraag 2.1.1. Noem die planthormoon wat die groeibeweging soos in die diagramme gesien veroorsaak. Definitief is ons antwoord gibberelline. Nee, dis net 'n grapie. Definitief is ons antwoord auksine. Goed, dan by 2.1.2 definieer fototropisme. Onthou, dit is 'n groeibeweging van 'n deel van 'n plant in reaksie op 'n eensydige ligstimulus. Hierdie definisie moet jy leer uit jou kop uit en soos jy kan sien aangetoon hierso, dis 'n all or nothing, alles of niks vraag. Jy moet al die inligting gee om al die punte te kan verdien. 2.1.3 vraag verduidelik hoe kon stingel B na die ligbron te groei. Hierdie is 'n langer antwoord. Ons het reeds gepraat oor wat die agar en die auksine doen, en kom ons kyk hoe gaan die stingel dan reageer. In die diagram kan ons waarneem dat die stingel steeds fototropies reageer, dat hy steeds buig na die ligbron.
Die auksine diffundeer deur die agar na die singel. So hierdie blokkie agar bevat die auksine en dit beweeg dan nou in die singel. Die auksine is ligsensitief. Dit word vernietig deur lig of die auksine beweeg weg van die lig. Daar is dan 'n hoër konsentrasie auksine aan die donker kant van die singel. Groei word gestimuleer aan die donker kant wat vinnige groei tot gevolg het. Hier kan jy ook sê dat selverlenging en selgroei tot gevolg het. Dit veroorsaak dat die singel buig na die ligbron toe. Vraag 2.4 vraag verduidelik die resultaat van die eksperiment met singel C. As jy kan onthou, is daar 'n swart doppie bo singel C se punt geplaas. En ek het gesê hy is nie deurskynend. Die lig gaan nie die singelpunt bereik. Dus gaan die auksine eweredig deur die punt van die singel versprei. Die singel sal regop groei, geen buiging na die ligbron. Hy gaan reageer asof die lig van al die kante af opskyn. Omrede die lig nie die punt van die singel sal bereik, waarom hy nederig sal groei. Kom ons leer na die volgende een. Vraag 2.2. 'n Ondersoek is gedoen om die invloed van 'n planthormoon op die plantgroei te bepaal. Die prosedure was volg. Twee potplante van dieselfde spesies en ouderdom is gebruik. Die groeipunte van beide plante is op dieselfde afstand op die singel afgesny. Die gesnyde oppervlak van plant 1 is met petroleum jelly geseël. Die afgesnyde groeipunt van potplant 2 is vir 2 ure op 'n blokkie met agar jelly geplaas. Die blokkie agar jelly is toe op afgesnyde oppervlak van plant 2 geplaas. Die plante is vir 2 weke aan dieselfde omgewingstoestande blootgestel. In 'n eksperiment moet jy altyd kyk na die faktore wat die eksperiment geldig maak. Highlight, onderstreep. Die groei van beide plante is aan die einde van hierdie periode waargeneem. Die diagram hieronder toon die resultate wat gekry is. Soos jy kan sien in potplant 1, waar die petroleum jelly op die afgesnyde singel geplaas is, het die groei van sy takke plaasgevind. In potplant 2, waar die blokkie met die agar jelly op die singelpunt geplaas is, het groei normaal opwaarts plaasgevind. Onthou, ons het die singelpunt op die agar gesit, sodat die auksine eie singelpunt tot in die agar jelly ingedifundeer het. Groei van sy takke word aangedui. So 2.2.1. Noem waarom die groeipunt op 'n blokkie agar jelly vir 2 ure geplaas het. Dit is reeds voorheen genoem. Sodat die auksine van die groeipunt tot in die agar jelly diffundeer. Nommer 2 beskryf die resultate wat by plant 1 waargeneem. So die singel het gestop of opgehou om opwaarts te groei. Sy takke het begin ontwikkel. 2.2.3, bietjie moeiliker, bietjie plaksteef, vraag, verduidelik waarom vrugteboere die kennis uit die resultate by vraag 2.2.2 tot hulle voordeel kan gebruik. Onthou nou, ons het skielike groei van sy takke in diagram 1 gesien nadat ons die singelpunt afgesny het en die singel met petroleum jelly bedek het. So 5 minute tussen mekaar. En kom ons kyk of ons hierdie kan uitfigure. Alright, eerstens is daar meer sytakke wat ontwikkel wanneer die singelpunt afgesny word. Meer vrugte word gedra op hierdie sytakke. Dit vergemaklik ook die oes van vrugte omdat dit laer is en makliker is om by te kom.
Dan 2.4 sê verduidelik waarom die singel van potplant 2 of voorts groei. Ons het amper al reeds hierdie antwoord gedoen. Onthou weer eens dat die blokkie met agar-jelly auxine bevat wat in die singel in gaan deponeer. So auxine in die blok met agar-jelly gaan afwaarts beweeg in die singel in. Nou geneem die frasie uit die agar uit in die singel in. Hulle gaan evenredig versprei. Dit veroorsaak selfverlenging en groei aan alle kante van die singel. En dan het dit die opwaartse groei van die singel tot gevolg. Jy moet onthou dat wanneer ons die singelpunt op agar-jelly plaas en die auxine daarin deponeer, gaan die agar-jelly singel dieselfde reageer as 'n normale singel. Kom ons kyk na vraag 2.3. Auxine beheer verskillende aspekte van groei en ontwikkeling by plante. Dit is bekend dat dit die groei van stingels beïnvloed en dit stimuleer ook die ontwikkeling van nuwe wortels op stek van stingels gedurende die voortplanting van plante. Tydens die voortplanting van plante word 'n stingel van 'n plant afgesny en dan in water geplaas wat klein hoeveelhede kunsmatige auxine bevat. Die auxine stimuleer wortelontwikkeling in hierdie steggie. 2.3.1 noem 2 plekke in 'n plant waar auxine geproduseer word. Nou dit sal natuurlik wees op plekke waar die meeste groei plaasvind. Stingel en wortelpunte, van 'n apicale meristem en wortelpunte. Die apicale punt van die stingel, terwyl as die punt van die wortel. 2.3.2 vra noem 2 maniere waarop auxine veroorsaak dat stingels langer word. En nou moet jy onthou wat die funksie van auxine is, want dit is wat jy vra. Eerstens, dit stimuleer seldeling, normale mitose, en dit stimuleer die verlenging van sel, wat dan die verlenging van die stingel tot gevolg het. 2.3.3 vra noem een ander planthormoon dat die toename in die lengte van stingel veroorsaak. Kan jy onthou wat die planthormoon is? Jeff sê, gibberelline is jy korrek. 2.3.4 vra verduidelik hoe auxine by die voortplanting van plante tot voordeel van natuurbewaring gebruik kan word. Hierdie is weer eens 'n plak B-vraag, waar jy eers bietjie mooi gaan moet dink oor hoe auxine plante beïnvloed en hoe dit in natuurbewaring gebruik kan word. Eerstens kan dit spesies wat bedreig word teen uitsterwing beskerm. Omdat meer plante vinniger en omdat steggies maklik gemaak kan word van hierdie plante. Nou gaan ons na vraag 3 toe. Vraag 3.1 sê, 'n groep graad 12 leerders het die invloed van verskillende konsentrasies auxine op die groei van pleintjies ondersoek. 'n Pleintjie is 'n jong stingel wat uit 'n saadjie groei. In die skets voor jou kan jy sien dat daar saailinge op die petribak geplaas is op filtreerpapier met 'n ruitnet. Onthou dat hierdie ruitnet aangebring is sodat jy die groei van die pleintjie kan waarneem. Dan is dit in 'n beker geplaas wat 'n auxine-oplossing bevat. Daar is 35 plantjiesade wat ontkiem is. Die saailinge is in 5 groepe van 7 saailinge elk verdeel. In elke groep is die 7 saailinge met plastiek geplak op filtreerpapier, waarop daar 'n 10 by 10 mm ruitnet geteken is. Die filtreerpapier met saailinge is met gom binne in die petribak vasgeplak. Elkeen van die 5 petribakkies is in 'n beker wat 'n ander konsentrasie auxine bevat, plaas. Nou, al 5 hierdie bekers is vir 3 dae in 'n donker kas geplaas. Die toename in lengte, met ander woorde, soos die pleintjies gegroei het, is na 3 dae gemeet. Toe het hulle die gemiddelde toename in lengte van die pleintjies in elke beker bereken
en in 'n tabel aangeteken. Kom ons kyk na die resultaat. Onthou vir geldigheid 3 dae en hulle is na 3 dae gemeet en daar is 'n gemiddeld breek. Ons grafiek lyk dan as volg. Ons het bekers nommer 1 tot 5 en dan het ons uitsien konsentrasie in dele per miljoen, sowel as die gemiddelde pleintjie lengte toename. As ons na die tabel kyk, kan ons sien dat soos wat die uitsien konsentrasie toegeneem het in dele per miljoen, het die gemiddelde pleintjie lengte ook toegeneem, maar tot en met beker 3. Na beker 3 die uitsien konsentrasie verhoog tot by 50 dele per miljoen in beker 4. En daar kan ons sien dat die pleintjie lengte afgeneem het, of minder is, ek sê dit, vanaf beker 3. Selfs in beker 5. Beker 5 het 100% konsentrasie uitsien gehad en die groei was 0. 3.1.1 vraag vir hierdie ondersoek. Identifiseer die onafhanklike veranderlike sowel as die afhanklike. Nou hier moet jy altyd onthou om na die doel van hierdie eksperiment te kyk. As jy na die doel kyk, sal jy die eerste veranderlike gewoonlik identifiseer as jou onafhanklike en die tweede veranderlike as jou afhanklike. In hierdie geval is uitsien konsentrasie dan beslis jou onafhanklike veranderlike. Jou afhanklike veranderlike gaan dan die groei van die pleintjie wees. By 3.1.2 vrae noem die doel van die rypnet wat in elke Petri bakkie plaas is. En daar ons het gesê, hy is in 10 by 10 mm blokkies verdeel. So dit is beslis om die groei van die pleintjie te kan meet. Vraag 3 en 3 vrae verduidelik waarom die bekers in 'n donker kas geplaas het. Onthou ons dit definitief nie nou vir die tropiese nie. Om dieselfde toestande na te boots, waaronder om die ontkieming van die saailinge vir normale groei plaas in donker ondergrondse omstandighede. Dan, om die saailinge aan eenvormige ligboot te stel om opwaartse groei vir maklike meting toe te laat. Dan met 3.1.4 noem een manier waarop die leerders die betroubaarheid van hierdie ondersoek verbeter het of verseker het. Hulle het 7 saailinge in elke groep gebruik en hulle het die gemiddelde lengte van die pleintjie groei bereken. Hierdie vraag is soos in die verlede net 'n antwoord van vergrootste proef en herhaalde eksperiment. Die antwoord moet toegepas word op wat in die eksperiment gedoen is. So in plaas van om te sê vergrootste proef, moet jy sê hulle het 7 saailinge gebruik in elke groep en hulle het die gemiddelde lengte bereken. 3.5 vraag neem 3 faktore wat nie in die prosedure aangedui is, wat tydens hierdie ondersoek konstant gehou moet word. Nie moet jy nou 'n bietjie gaan dink as jy so 'n eksperiment wil opstel. Wat is ander faktore waarna jy definitief moet kyk? En dit sal wees, hierdie bootjiesare moet van dieselfde spesies wees. Dit kan nie verskillende spesies gebruik nie, want dan is ons eksperiment ongeldig. En die saailinge moet ewig oud wees, sodat die pleintjie lengte dieselfde ritme groei, dieselfde tempo groei. Ook die saailinge moet dieselfde ritme hê. Dan 3.1.6 vraag, noem die gevolgtrekking wat uit die resultate in die tabel gemaak. Nou as jy kan onthou het ons gesê dat tydens beker 1 en 2 was die groei van die pleintjie goed. Dan by beker 3 het ons 'n afname begin waarneem. So 'n styging in die uitsien konsentrasie tot by 'n optimum stimuleer die groeitempo van die pleintjie. Met 'n verdere styging is daar egter 'n inhibering
van die kleintjie groei en dit hou opgroei. Hier is nog 'n vraag van 'n alles of niks antwoord, waar jy alles moet sê om jou 2 punte kan verdien. In ons volgende les gaan ons kyk na menslike voortplanting en hoe ons dit gaan toepas in ons eindeksamevraestelle. Baie sterkte, tot dan.